vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium, 'n gereelde gas, Dr. Judy Pretorius, vanoggend weer hier, maar nou gaan ons gesels oor al die vrae wat ons altyd van kliënte en van gaste en van kykers kry. En vandag is jy nou op die spot, is jy reg? Ek's reg. Ons hou dit kort en kragtig. Okay. So, Rolien Strauss was onlangs hier by ons, sy is een van julle ambassadeurs en sy het gesê haar vel was in so 'n slegte toestand. Sy wou nie eers na julle toe kom nie, maar julle het haar gehelp. En as mense na haar kyk, dan kan 'n mens dit nie glo nie. Want een van die vrae is, ek het regtig hulp nodig. Dit is so erg. Waar begin ek? Goed, mens gaan kyk eers na hoeveel geld het jy in die bank, want velsorg is baie duur. Ja. Maar as mens dit eenvoudig hou, 3 stappies in die oggend, 3 stappies in die aand en ook wat is jou probleem? Wil jy teenveroudering aanspreek, pigmentasie, sensitiewe vel, wat is die probleem? So gewoonlik as ons kyk na teenveroudering, miskien 'n goeie reinigertjie met 'n eksfoliant soos salicylsuur, 'n serumpie soos Vitamiene C en natuurlik sonskerm vir die oggend. Aande weer reinigertjie met salicylsuur, 'n serumpie met Vitamiene E en dalk 'n vogroompie met retinol. Ek kom vir die eerste keer op Biomedical Emporium se webwerf af. Waar begin ek? Die heel eerste ding wat ek vir mense sê, moet nie dadelik net begin koop nie. Daar is 'n gedeeltetjie waar jy gou-gou 'n WhatsApp boodskapie kan stuur en sê, hoorie, hier's my probleme, kan ek gou-gou vinnige telefoniese konsultasie kry, wat koop ek? Maar gewoonlik as niemand met jou wil praat nie, begin met 'n goeie reiniger. Want as 'n goeie reiniger al 'n verskil in jou lewe maak, dan weet jy die res van die produkte gaan 'n sukses wees. Die verskil tussen 'n droë vel en 'n gedehidreerde vel. Droë vel is 'n tekort aan olies, lipiede. Gedehidreerde vel is 'n tekort aan water en elektrolyte. So die vraag is nou baie goeie opvolg op daai een, want toe ek van die Kaap af getrek het, Johannesburg toe, moes ek my velsorgroetine verander. So ek identifiseer heeltemal hiermee. Hoekom gebeur dit? So geografies speel dit nogal 'n redelike rol. Mense in die Wes-Kaap sit met droë velle as gevolg van die feit dat die wind so baie waai en hulle verloor redelik vog. Dan kan jy kyk weer in KwaZulu-Natal is die humiditeit redelik hoog, maar die hitte is ook hoog en daai mense sukkel weer met pigmentasie as gevolg van die irritant op die vel van die humiditeit en hitte saam. En dan hierbo sit ons met baie besoedeling. Met ander woorde, ons kan hier droë vel kry as gevolg van besoedeling, industriële gebiede, lughawens en so voorts. En omgewingsekstremiteite wat bietjie druk op die vel sit. Natuurlik ons stoute leefstyl, alkohol, rook, so. Julle het 'n nuwe produk vir akne. Hoekom is dit so goed? Dit is baie goed want dit bevat nie retinol nie en ek is vooraanstaande vir retinol, maar baie mense skrik 'n bietjie vir retinol want dit eerstens maak 'n produk duur en tweedens dit ontlont bietjie sensitiwiteit en mense hou nie daarvan nie. En wat hierdie spesiaal maak is dit verminder sebumproduksie en dit takel daai bakterieë wat geassosieer word met akne dadelik aan. So, want hier is nou 'n vraag oor retinol. Dit sê, hoekom kan ek nie retinolprodukte in die dag gebruik nie? Is dit nou juist omdat dit daai sensitiwiteit veroorsaak? Absolute sensitiwiteit. As ek nou 'n lekker hoë dosis retinol op jou vel sit, na so 3 of 4 dae gaan jy letterlik afskilfer en jy gaan dit fisies sien. So dis beter om daai tipe produkte in die aande op te sit, dat jy die afskilfering kan deurgaan, dat jou vel kan stabiliseer voor die dag. En jy weet dat die sensitiwiteit in die hitte van die son nie eintlik dan gaan veroorsaak dat jy pigmentasie ontwikkel. Vitamiene C, laaste vraag. Hoekom is dit so belangrik? Goed, Vitamiene C is 'n baie ou bestanddeel, baie belangrik. Dit adresseer teenveroudering en pigmentasie. En ja, dis belangrik. Ons almal is lief vir Vitamiene C. Maar lae konsentrasies Vitamiene C gaan dit nie doen nie. Jy gaan hoë konsentrasies moet gebruik, soos 10%, jy kan selfs opgaan tot 25%. Dit help vir teenverhouding pigmentasie, maar dit help nie vir akne nie. Dr. Judy Pretorius, altyd goeie raad van jou. En as jou vraag nie beantwoord is nie, maak kontak met hulle, gaan na die webblad toe en gaan bespreek 'n verniet konsultasie. Nee, dit is mos verniet, ja. Gratis, vry en verniet.